By elke doopdiens het ons die gebruik om die soeklig weer te laat val op hierdie baie belangrike opdrag in die woord van die Here, naamlik die doop van die gelowiges. En daarom wil ons ook vanaand weer uit 'n ander hoek na hierdie kosbare saak kyk en vra ek u om saam met my te blaai na Matteus die 21ste hoofstuk en ons lees vanaf die 23ste vers. Matteus 21 vanaf vers 23. En toe hy, dit is nou Jesus, in die tempel gegaan het, kom die owerpriesters en die ouderlinge van die volk na hom, terwyl hy besig was om te leer, en hulle sê, deur watter gesag doen u hierdie dinge, en wie het u hierdie gesag gegee? As u nou die agtergrond ken, dan sal u weet dat die Here Jesus anders gepraat het as die gewone predikers. Inteendeel, die evangelieskrywers sê hy het geleer soos een wat gesag het en nie soos die owerpriesters en die skrifgeleerdes nie. So hulle gewaar dat daar gesag is in sy woorde, daar's gesag in sy dade, al die wonders en die tekens wat hy gedoen het. En nou kom hulle en hulle vra, deur watter gesag doen u hierdie dinge? En wie het u hierdie gesag gegee? En Jesus antwoord en sê vir hulle, ek sal julle ook een ding vra, en as julle dit vir my sê, sal ek julle ook vertel deur watter gesag ek hierdie dinge doen. Die doop van Johannes, waar was dit vandaan? Uit die hemel of uit mense? En dit is ook ons tema vir vanaand. Die doop, is dit uit die hemel of is dit uit die mense? Die doop van Johannes, waar was dit vandaan? Uit die hemel of uit mense? En hulle het by hulle self geredeneer en gesê, as ons sê uit die hemel, dan sal hy vir ons vra, waarom het julle hom dan nie geglo nie? In effek, waarom het julle dan nie laat doop, as dit uit die hemel is nie? En as ons sê uit die mense, dan moet ons oppas vir die menigte, want almal hou Johannes vir 'n profeet. Toe antwoord hulle Jesus en sê, ons weet nie. Hy sê toe ook vir hulle, dan vertel ek julle ook nie, deur watter gesag ek hierdie dinge doen nie. Mag die Here sy kosbare woord aan ons harte seën. Daar is baie mense wat die doop nie as belangrik beskou nie. Sommige sien dit maar net as 'n kerklike gebruik wat 'n mens een of ander tyd moet nakom. Ander sê, ag, dis nie nodig om jou te laat doop nie, want daar's geen saligheidswaarde in die doop nie, die doop kan jou nie red nie. En u weet vanaand hoe dat die doop in gesprekke afgemaak word. Ag, dis 'n randwaarheid. Dis nie 'n belangrike saak nie. Nou in ons geleesgedeelte gaan dit juis oor gesag. Oor iemand wat 'n opdrag gegee het en iemand anders wat aan daardie gesag gehoorsaam was en daardie opdrag uitgevoer het. Hier is mense wat sien hoe dat die Here Jesus bedien. Hulle hoor hoe dat
sy woord anders is as die van die fariseërs en die skrifgeleerdes. Hoe dat dit gesag dra. Hulle sien dat daar gesag is in sy dade. Ja, wanneer hy die duiwels aanspreek, dan moet hulle uit mense uit vlug. As hy die krankes aanspreek, word hulle genees. As hy die dooies aanspreek, word hulle opgewek. Dit spreek van gesag. En nou kom hulle en hulle vra hom, sê vir ons deur watter gesag doen u hierdie dinge? Wie het aan u die opdrag gegee? Wie is die een aan wie u gehoorsaam is? Nou weet jy, die Here Jesus kon seker baie antwoorde gegee het. Onthou, dit gaan oor iets baie belangriks, dit gaan oor gesag. Waar kry u opdragte vandaan? En hy kon sekerlik die Ou Testament gevat het en daardeur geblaai het en vir hulle gesê het, hier praat die Bybel van my, hier praat die Bybel van my, daar profeteer Jesaja vir my, daar het Dawid my dood beskrywe, daar het Jesaja vertel hoe dat ek gekruisig sou word en hy kon sekerlik uit die skrif, kon hy 'n sterk redenasie opgebou het om aan hulle 'n sinvolle antwoord te gee deur te sê, dis waar my gesag vandaan kom. Maar hy doen dit nie. Hy sê, ek het vir julle ook 'n vraag. Die doop van Johannes, kom dit uit die hemel of van die mense? En skielik maak dit die doop nie meer 'n randwaarheid nie. Skielik maak dit die doop nie meer 'n saak wat nie tel nie. Skielik bring dit die doop in 'n totaal ander prentjie. Waar kom die doop van Johannes vandaan? Is dit uit die hemel of is dit uit die mense? En skielik is dit soos ons in Engels sê, 'n catch-22 situasie. Want hulle is ook nie dom as hulle hierdie vraag vra nie. Hulle sê by hulle self, as ons sê dis uit die hemel, dan gaan hy vir ons sê, maar hoekom het julle dan nie laat doop nie? En as ons vir hom sê, maar dis uit die mense, Johannes die Doper was 'n groot profeet, en het 'n geweldige aanhang gehad, en die skrifgeleerdes en die fariseërs was in die minderheid, en hulle sê vir mekaar, as ons sê, dis uit die mense, dis sommer 'n mensgemaakte saak, dan het ons die hele volk teen ons, want hulle weet Johannes die Doper is 'n profeet. En hulle kom met 'n baie slim antwoord en hulle sê, ons weet nie waar die doop van Johannes vandaan kom nie. En dan is dit vir my so amper humoristies van die Here Jesus se kant af, wanneer hy vir hulle sê, maar dan vertel ek ook nie vir julle waar ek die gesag vandaan kry om die dade te doen en die woorde te spreek wat ek spreek nie. Die doop, is dit uit die hemel of is dit uit die mense? Wat sê u vanaand in u eie hart? Die Bybelse doop, is dit maar sommer niks? Of is dit iets geweldigs belangrik? Jesus vra vir hulle die doop van Johannes. Nou ek wil hê jy moet vanaand 'n muntstuk sien. 'n Muntstuk het twee kante. En in die Bybel waar dit gaan oor die doop,
is dit ook soos 'n muntstuk met twee kante. 'n Mens kry die doop van Johannes, en dan kom die Here Jesus in Matteus 28, vers 19, en dan stel hy die doop in, en dan kry jy die doop van Jesus. Hoe hou hierdie twee dope met mekaar verband? Dan is die eenvoudige antwoord hier aan die begin wat jy moet onthou, dat eintlik is dit twee kante van dieselfde saak. Soos wat 'n muntstuk twee kante het, maar dis een muntstuk. So is die doop van Johannes en die doop van Jesus twee kante van dieselfde saak. Waar kom die doop van Johannes vandaan? En hoekom het Johannes die doper gedoop? In die eerste plek antwoord Johannes die doper self. In Johannes 1 vers 33, dan sê hy wat my gestuur het om met water te doop. Wie het hom gestuur om met water te doop? God die Vader. So die doop van Johannes, tussen een, my vanaand gesê wat nie in so 'n situasie is soos die Fariseërs nie. Die Bybel sê, die doop van Johannes die doper kom uit die hemel en nie uit die mense nie. Johannes 1:33, hy wat my gestuur het om met water te doop. As jy Lukas 7 vers 29 en 30 lees, dan sien jy hierdie einste Fariseërs en die skrifgeleerdes het die raad van God aangaande hulle verwerp, deur hulle nie deur hom te laat doop nie. So die doop van Johannes die doper was nie die raad van mense nie. Die Bybel sê, Jesus is self daar aan die woord, hy sê die Fariseërs en die skrifgeleerdes het die raad van God aangaande hulle verwerp, deur hulle nie deur hom te laat doop nie. Die doop van Johannes die doper kom uit die hemel en nie uit die mense nie. As 'n mens gaan lees in Matteus 3 vers 2 en vers 11, en jy lees ook Markus 1 vers 4, en jy lees ook Lukas 3 vers 3, en jy lees ook Handelinge 19 vers 3, waar hy praat van die doop van Johannes die doper, dan noem hy dit die doop van bekering tot vergifnis van sondes. En as jy dan nou Matteus 3 gaan lees vers 11 en ook vers 2 daar, dan sê hy bekeer julle want die koninkryk van God het naby gekom. So die doop van Johannes was om mense te bekeer tot die Here Jesus Christus, tot die nuwe koninkryk wat in die harte van mense sou heers. Dis waarna toe hulle moes bekeer. Dit was vooruitgerig na 'n koninkryk wat sou kom. In die volgende plek sien ons dat die doop van Johannes die doper, as jy Matteus 3 vers 11 lees, dan sien jy, dis ook 'n tipe van die vervulling met die Heilige Gees. As jy Johannes 1 gaan lees, vanaf vers 26 tot hier by vers 33, dan sien jy al hierdie elemente kom daarin voor, waar Johannes die doper sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Matteus 3 vers 11. So, die doop van Johannes, as u met my is, het vorentoe gewys, na iets wat in die toekoms gaan gebeur, na 'n nuwe koninkryk wat gestig gaan word, 'n koninkryk in die harte van mense, en hiertoe moes mense hulle bekeer, tot vergifnis van sonde, want in hierdie koninkryk gaan net mense behoort wie se sondes vergewe is. Soos 'n prentjie wat vorentoe wys, maar die belangrikste saak, wanneer ons kyk na die doop van Johannes die doper, is dat dit vir ons vertel wie Jesus Christus regtig is. As jy saam met my blaai
na Johannes 1 toe, vers 26, dan staan daar Johannes, dis Johannes die Doper, Johannes antwoord hulle en sê, ek doop met water, maar onder julle staan hy met 'n hoofletter vir wie julle nie ken nie. Dan kom jy in vers 31, en hy sê, ek het hom nie geken nie, maar dat hy aan Israel openbaar sou word, daarom het ek gekom en met water gedoop. En Johannes het getuig en gesê, ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal en hy het op hom gebly. En ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie jy die Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Wat sê hier in vers 31? Dat hy aan Israel geopenbaar sou word. Daarom het ek gekom en met water gedoop. Die doop van Johannes wys vorentoe. Die doop van Johannes die Doper sê, daar gaan iemand kom, die Verlosser, die Messias, die Christus. En eintlik by die doop van die Here Jesus in Matteus die 3de hoofstuk vanaf vers 13 tot en met vers 17, as jy in vers 17 lees van Matteus 3 waar Jesus uit die water uit opstaan, dan hoor hulle 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. En daar by die doop van die Here Jesus is daar 'n aantal Ou Testamentiese skrifte wat vervul is. Onder andere Psalm 2 vers 7 wat sê, U is my seun. Jesaja 42 vers 1, daar is my knegg, oor hom verheug ek my. En dis die eintlike plek waar die Here Jesus bekend gestel word aan Israel en eintlik aan die hele wêreld as die Verlosser van die mensdom, as Christus, as die gesalfde van die Here. En eintlik waar Johannes die Doper dan vir die Here Jesus doop op 30-jarige ouderdom. Daar word die doop van Johannes die Doper se klimaks bereik. Dis die een kant van die muntstuk, om u net weer in die prentjie te bring. Die een kant van die muntstuk kyk vorentoe, na 'n nuwe koninkryk wat sou kom, die koninkryk van die hemele. Daartoe moes hulle bekeer tot vergifnis van sonde. Die doop van Johannes die Doper wys op die vervulling van die Heilige Gees wat nog in die toekoms gelê het daardie tyd. Ek doop met water, hy sal julle doop met die Heilige Gees. Die doop van Johannes die Doper kom tot sy volle vervulling wanneer Jesus deur hom gedoop word en die Heilige Gees op Jesus neerdal en die Vader in die hemel praat en sê, dis my seun. Dis nou hom wat julle moet luister. En dan kom ons by die ander kant van die muntstuk en dit het met jou en met my te doen vanaand. Die doop wat die Here Jesus ingestel het. Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle, doop hierdie disippels wat jy gemaak het vanuit die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So hier kry ons nou 'n tweede doop, of meer korrek gestel, 'n ander kant van die muntstuk. Dit gaan oor dieselfde saak. Johannes die Doper kyk van hierdie kant af, maar daardie dispensasie is verby die oomblik toe Jesus gedoop is. En ons kyk nou, waar Johannes vorentoe gekyk het, kyk ek en jy terug. En dis wat Romeine 6 vir ons leer. Romeine 6 vers 3 en vers 4, en daar is oor die 300 skrifte oor die doop, en ek gaan definitief nie almal met u behandel nie, so u kan maar ontspan. Ek gaan net na Romeine
6 kyk vers 3 en vers 4, hy sê, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Die doop van Johannes het vorentoe gewys na Christus. Die doop van Jesus kyk terug na wat Christus gedoen het. Wat het Christus gedoen vir ons? Hy het in ons plek vir ons sondes gesterwe. Hy is begrawe en hy het opgestaan. Dit som op die werk wat die Here Jesus op die aarde kom doen het, en almal wat Christene is sal daarmee saamstem. Hy het kom sterwe, hy is begrawe en hy het opgestaan. En wanneer ek en jy ons laat doop, dan vereenselwig ons met daardie gebeurtenis 2000 jaar gelede. Ons kyk terug. 2 kante van 'n muntstuk. Een kyk vorentoe, een kyk terug. Ons is vanaand aan die terugkykkant. Dank die Here daarvoor. Want ons sien die volle lig wat Johannes die Doper nie gesien het nie. Ons kyk terug. Wat sê ons as ons laat doop? Ons sê ons is in Christus se dood gedoop. Dis wat Romeine 6 vers 4 sê. Ons is in Christus in sy dood gedoop, sê vers 3. In sy dood gedoop. Wanneer ons laat doop, dan vereenselwig ons met sy dood, sy begrafnis, sy opstanding. Vers 4 sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop. Wie begrawe 'n mens in die normale lewe? 'n Mens begrawe dooie mense. Wanneer ek my laat doop, dan sê ek, soos wat Christus gesterwe het en begrawe is, so het ek ook by my bekering my ou lewe afgesterwe en word ek in Christus begrawe. En ek wil sommer maar net in dieselfde sin as wat die Here Jesus vir die Fariseërs gesê het, dan antwoord ek julle ook nie. Wil ek vir julle 'n vraag vra. Is jy by jou doop begrawe? Of is jy net nat gespat? Die Bybel praat nie van 3 druppels water op die kop nie. Hy praat van 'n begrafnis. Soos wat Jesus toegemaak is in sy graf toe hy dood was, so word ons by die doop toegemaak deur die water. Daarom onderdompel ons mense, ons begrawe hulle in die water, en ons kyk terug, en ons sê, soos wat Christus gesterf het en begrawe is, so bely ek, dat ek ook my ou lewe afgesterf het, en dat ek saam met Christus begrawe is. Maar God dank, die Here Jesus het nie in die graf gebly nie. Hy het ook opgestaan uit die dode. En wanneer ek uit die doopwater uit opstaan, dan bely ek daardeur, soos wat Christus opgestaan het uit die dode, so het ek ook 'n nuwe lewe met Christus begin toe ek my bekeer het. Daar moes 'n opstanding plaasvind. Het daar al in jou lewe 'n sterwe, 'n begrafnis en 'n opstanding plaasgevind? Dis wat ons doen met die doop van Jesus. Ons kyk terug na die grootste gebeurtenis van alle eeue. Sy sterwe, sy begrafnis en sy opstanding. Daarom is die doop nie maar ietsie wat jy daar eenkant in die geheim doen nie. Daarom is die doop 'n openbare belydenis, waar ek vir almal wat daarna kyk in 'n prentjievorm sê, ek verbind my aan die Here Jesus Christus. Ek verbind my aan dit wat gebeur het, toe hy aan 'n kruis gehang het, toe hy gesterf het, toe hy in 'n graf gelê het, en God dank, toe hy opgestaan het uit die dode, want daardeur kon ek ook sy kind word. Daardeur kon ek ook my ou lewe afsterwe. Ek kon daaraan uitdrukking gee deur my onder die water te laat begrawe. Ek kon uitdrukking gee aan my nuwe lewe, aan my wedergeboorte, deur uit die water uit op te staan, soos wat hy uit die graf uit opgestaan het. Dis wat Romeine 6 vers 3 en vers 4 leer.
Ek sluit af. Ons het reeds gesien dat die doop van Johannes die Doper was so belangrik in die oë van die Here Jesus Christus, dat hy dit as 'n argument gebruik het, om te sê waar hy sy gesag vandaan kry. Nou wil ek vanaand vir my 'n vraag vra. As die doop van Johannes die Doper so belangrik was, dat dit goddelike gesag gedra het, dat dit uit die hemel was, wil ek vir jou vra, hoe belangrik is die doop van Jesus nie? Die doop wat hy ingestel het, Matteus 28 vers 19. Dit waarvan Petrus gepraat het in Handelinge 2 vers 38, nadat hulle in vers 37 vir hom gevra het, wat moet ons doen, broeders? Toe het hy vir hulle gesê, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Here Jesus Christus tot vergifnis van sondes. Vra ek vanaand die vraag, waar kom die doop van die Here Jesus vandaan? Die doop wat u vanaand met u eie oë gaan sien. Kom dit uit die mense, of kom dit uit die hemel? As u vanaand sê, dit kom uit die mense, dan hoef u nie te laat doop nie. Maar as u vanaand sê, dit kom van God af, dit is opgeteken in hierdie Bybel, meer as 300 plekke, dan vra ek jou, hoekom is jy nie aan die gesag van God gehoorsaam nie? Hoekom buig jy nie onder sy opdrag en onder sy woord nie? Is die woord van mense, is die woord van kerke, is die woord van predikante en teoloë vir jou belangriker, dra dit meer gesag as wat die Bybel dra? Weet jy, die fariseërs het gejok toe hulle gesê het, ons weet nie waar die gesag vandaan kom nie. Want hulle was vir beide kante bang, vir God en vir die mense. Maar dit lyk vir my, ons het vandag te doen met 'n situasie, waar mense meer bang is vir mense, as wat hulle vir God is. Daarom wil hulle nie die eenvoudige opdrag van die doop nakom nie. Jy gaan nie eendag voor 'n mens staan, om te verduidelik, hoekom jy nie sy woord gehoorsaam was nie. Jy gaan eendag voor God staan. En die doop, wat jy vanaand gaan sien, kom van God af. Weet jy, die Here Jesus sê in Johannes 5, daar is soveel skrifte daaroor, Johannes 5 vers 30, praat hy oor die gesag wat hy gehad het. Johannes 5, 30, as ek net daar uitkom, Johannes 5 vers 30, eintlik kan ons kan eers dit lees, Johannes 5 vers 30, sê ek kan uit myself niks doen nie, soos ek hoor oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. En wanneer Johannes die Doper, Jesus in Matteus 3 vanaf vers 13 wil doop, dan weier Johannes die Doper eers, en dan sê Jesus vir hom hierdie woorde, laat dit nou toe. Die nuwe vertaling sê, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. En Jesus sê hier, hy sê, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van my Vader wat my gestuur het. Die doop van Jesus, waar kom dit vandaan? Uit die hemel of uit die mense? Wanneer hy hom laat doop, dan sê ek doen dit, omdat ek die wil van my Vader soek. 'n laaste teksvers, Johannes 6, vers 38. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Die doop van Jesus, kom dit uit die hemel of kom dit uit die mense? As jy vanaand sê dit kom regtig uit die hemel, en u het nog nie laat doop nadat u tot bekering gekom het nie, dan is u regtig in groot moeilikheid. En as jy vanaand sê dis uit die mense, omdat jy bang is wat mense gaan sê, is jy in net sulke groot
moeilikheid. Dis beter om te doen wat God sê. Johannes, die apostel Johannes antwoord in Handelinge 5. Hierdie woorde, hy sê ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Mag die Here sy kosbare woord aan ons harte seën.